Almal wonder oor die waarheid, oor die eendag as ons pad doodloop. Is daar sin in hierdie lewe? Wat is liefde? En is daar nog hoop? Daar's 'n lig in hierdie donker, as jy wonder, sy hart is groot. As dinge soms te veel raak, of te min raak, en ons wil net vlug, sal hy hom oor ons ontferm, ons beskerm, waar ons ook al is. Selfs al is jy hoe bang, sal hy jou vang, as jy voel jy val. Geliefdes, ons teksgedeelte, Romeine 3, verse 9 tot 20, ek gaan lees uit die letterlike vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Dit is Romeine 3, vers 9 tot 20. Kom ons sluit die oë, kom ons doen 'n gebed ook saam. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat U die lewende woord is, die Logos, die woord waardeur geskep is, die woord waardeur die skepping in stand gehou word. Dankie dat U ook as woord gekom het na die aarde en vir ons die wil van Vader kom leer het, Here. Here, dankie ook so vir die nalatenskap deur die profete, die apostels. En ons vra in besonder, Here, dat U ons ook nou sal lei in die geskrewe woord, deur die inwerking van die Heilige Gees. Breek vir ons die boodskap oop, die beginsel oop, en help ons, Here, dat ons daarin sal leef, dit sal toepas, ook in die lewe daar buite. Ons bid dit so, in die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam. Paulus natuurlik wat skryf, Romeine 3 vanaf vers 9, wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons, dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Tot sover. Al baie in die verlede oor die funksies van wet gepraat. Hierso sien ons duidelik die eerste funksie, dat die wet is 'n spieelbeeld van sonde. Die wet gee kennis deur van wat sonde is, en dat ons sondaars is. Dat ons sondaars is. Geliefdes, tot sover. Ons tema vir vanmôre, ek het so 'n bietjie in die advertensie 'n vraag gestel, maar ons tema waarna ons spesifiek gaan kyk is besef die toestand van mens. Besef die toestand van mens. Nou geliefdes in die Here, vandag gaan ons kyk na die toestand van mens en hoekom dit belangrik is om die toestand van mens te besef. Ons almal weet wat die skrif getuig oor ons as mens.
Maar is asof ons dit vergeet, en dis asof ons selfs in sekere omstandighede, en veral in die hantering van ander mense, dit vergeet, heeltemal vergeet. Die skrif is baie duidelik, ons het dit gesien, dis nie dubbelsinnig nie. As gevolg van die sondeval, het sonde deurgedring tot alle mense. Romeine 5 vers 12, wat ons 'n tyd terug ook hanteer het, wat het baie duidelik vir ons bevestig. Sonde, daardeur die dood, deurgedring tot almal. Nie seker is nie, almal, reg deur die bank. Almal het die sondige vlees, die sondige natuur, almal. Hierdie ou sondige natuur wat neig na sonde en neig teen God. Almal het dit, reg deur die bank. Almal is sondig, almal is feilbaar, almal maak foute, almal struikel, almal val. Niemand. En dit was so mooi hierso, as mens so lees, hoeveel keer word dit bevestig? Niemand, nie een nie, niemand. As jy seker is nie, as jy sommig is nie, niemand. Niemand is sonder sonde nie. Niemand is regverdig in hulle self nie. Romeine 3 getuig Paulus baie mooi oor hierdie beginsel. Almal is onder die sonde, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Almal het afgewyk, saam ontaard, daar is nie goeie mense nie. Daar is nie. Almal is onder die sonde, en almal verdien oordeel, almal verdien straf, almal van ons wat hier is, verdien die hel. Eenvoudig. Almal. Ons ken hierdie waarheidsbeginsel, maar ek wil vir vandag wys dat selfs die geloofshelde in die Bybel val onder hierdie beginsel. Ek het al in die verlede ook baie daaroor gesels en gepraat, so 'n bietjie 'n ander invalshoek vandag gebruik. Maar ons kyk baie keer na die profete en ons kyk baie keer na die apostels en dan dink ons baie keer dat hulle was daarom sondeloos gewees. Hulle was daarom volmaak, hulle was daarom perfek gewees. As hulle mense is, as voorbeeld is dit hulle, en ons maak die fout om te dink hulle is sondeloos, onfeilbaar, perfek. Ons weet daar is net een wat perfek, volkome, volmaak, en dis Christus. Geen mens. Dis belangrik om te besef dat selfs die groot Bybelse mense was ook feilbaar en het ook sonde gehad. Almal. Nou, om net 'n paar name te noem, as ons kyk na Ou Testament, kom ons begin Adam. En ek noem net die name, ek dink almal van ons ken nou al die sondes en wat aangeteken is, maar Adam, Noag, Abraham, is net ervan gelees het, Samson, David, Elia, Jona, en die lys gaan aan en aan en aan en aan. Geloofshelde, groot manne van die woord, almal groot, maar almal ook sondig, almal feilbaar, almal het foute gemaak, almal het verkeerde besluite geneem. Ons lees in die skrif ook van almal en hulle sondes en swakhede. Ons sien dit al. Nou geliefdes, selfde in die Nuwe Testament. Ons lees van die sondes en die swakhede van die apostels. Voorbeelde, Jakobus en Johannes se hoogmoed in Markus 10. Petrus se verraai of verraad van Christus, waar Petrus Christus verraai het, Matteus 16, Matteus 26. Paulus as vervolger van die kerk, Handelinge 9. En daar so baie, Thomas met sy twyfel en ongeloof, Johannes die Doper met sy twyfel. En ons hoor dit en ons sien dit by al die apostels reg deur die bank. Nou geliefde, hier is die ontnigtering wat ek vanmôre wil bring vir u. Die ontnigtering is selfs na hulle ontmoeting met Jesus Christus was hulle steeds sondig, feilbaar, swak, nietige mense. Ons dink aan die apostels as hoogheilig, sondeloos, hulle was nie.
Hulle was mens, sondig en feilbaar, reg deur die bank, selfs na hulle ontmoeting met Jesus Christus, selfs na bekering, wedergeboorte, inwerking van die Heilige Gees, sien ons steeds die feilbaarheid van die apostels. Geliefde, hier is die probleem waarmee baie van ons sit. Ons dink dat na bekering is ons veronderstel om nou perfek te wees. En kom ons wees eerlik met mekaar, baie van ons sit met daai gedagte. Na 'n ontmoeting met Christus moet ek nou perfek, volmaak wees, veronderstel perfek te wees. Maar geliefde, dit is onwaar, dis nie wat die skrif getuig nie. Die sonde en die feilbaarheid is steeds ook daar. Die sondige natuur is steeds daar. Ons het al in die verlede baie gepraat oor die innerlike stryd tussen die vlees en die gees, né? Maar die feit van die saak, daar is 'n stryd, want die sondige vlees element is steeds daar. Ons dink dat na bekering moet mense perfek wees. Wanneer kom die perfekte en die volmaakte? Eers met die tweede koms. Ons is in die tussentyd al baie daaroor gesels en gepraat, nee. Maar ek wil 4 voorbeelde gee daarvan. Dat selfs apostels na hulle bekering steeds gesondig het. Neem Petrus as 'n voorbeeld in Galasiërs 2. Jy kan gerus dit gaan lees by die huis. Waar Petrus skyn heilig opgetree het as gevolg van die teenwoordigheid van klomp Jode. So skyn heilig opgetree het dat Paulus hom moes vermaan om as te ware bestraf het voor almal. Petrus. Kom ons neem Paulus self, grootste evangelis glo ek wat nog ooit was. Paulus, interessant, het gereeld betrokke geraak in stryd en twis met ander apostels, wat anders opgetree het as hy self, of selfs anders gedink het as hy self. En ek gee 2 voorbeelde, die een is Petrus in Galasiërs 2, wat ons nou genoem het, en die ander een is Barnabas, in Handelinge 15. Paulus. Die Paulus wat sê, moenie betrokke raak in stryd en twis en argumente en bekleierery nie, dis deel van die sondige natuur. Paulus. Ek noem net 'n paar gedagtes, hoor. As jy verder hierdie saak gaan ondersoek, gaan jy nog meer kry. Wat wys dat selfs na bekering die apostels het steeds sonde gehad, was steeds feilbaar, het steeds verkeerde keuses, hulle het foute gemaak. Hulle is mens. Paulus getuig self van sy eie swakheid, en ek wil dit graag vir ons lees in 2 Korintiërs 12. Jy hoef nie te blaai nie, ek gaan dit vinnig net vir ons voorhou, maar hy getuig van sy eie swakheid in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Hoor wat sê Paulus hier, bekende gedeelte. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, nederig te bly, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, nie die Here nie, die boodskapper. Vers 9, en hy, die Here, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaan swakhede, en mishandelinge, en node, en vervolginge, en benoudheid, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Paulus getuig van 'n doring in die vlees, 'n boodskapper of 'n engel van Satan waarmee hy die hele tyd moet vuislaan, 3 maal gebid tot die Here en die Here sê nee, my genade is vir jou genoeg.
Nou baie sê hierdie swakheid van Paulus was fisies, 'n liggaamlike swakheid gewees. Baie sê dit kan maagprobleme gewees het. Baie sê hy het probleme met sy oë gehad. Baie sê hy was sommer net eenvoudige ou lelike ou mannetjie gewees. Daar's baie dinge wat rondom die fisiese gesê het, maar daar's nie skrifbewyse hiervoor nie. Daar's nie skrifbewyse dat hierdie waarvan hy praat iets liggaamliks is nie. Ander opinie, en een waarmee ek self ook meer na neig of saamstem, is dat Paulus getuig hier van 'n geestelike swakheid, 'n sonde, iets waarin hy gesukkel het, 'n feilbaarheid wat hy gehad het, dat dit 'n geestelike sonde was, of swakheid was, want ons weet die vlees, die woord vlees kan beteken fisiese liggaam, maar ons weet die woord vlees kan ook beteken die sondige natuur, die innerlike. En Paulus se verdere beskrywing van die boodskapper van Satan, of die engel van Satan, dui op 'n geestelike stryd wat hy gehad het, nie 'n fisiese, liggaamlike stryd nie. Die woord, ek slaan vuis met 'n engel van Satan, verwys dat na die inwerking van bose of sonde in sy eie lewe waarmee hy vuis slaan. Met ander woorde dat hy verwys na 'n geestelike swakheid in die sondige vlees wat hy het. Elk geval, maak nie saak nie. Ou Testament en Nuwe Testament getuig van mense swakheid selfs na ontmoeting met God. Baie belangrike beginsel. So hou op, wil ek amper sê, in liefde om skynheilig te wees, hoogheilig te wil wees, jouself te probeer verhef bo ander en te dink jy's foutloos. En weer eens, Johannes wat het baie mooi getuig, as jy sê dat jy het nie sonde nie, is jy 'n leienaar, en die waarheid van God is nie in jou nie. 1 Johannes 1, gaan kyk, dit staan. Geliefde, baie lang pad, maar hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik om die toestand van mens te besef? Om te besef dat ons almal is sondig en ons almal is feilbaar. Hoekom? Want deur die beseffing van jou sondige toestand, besef jy die nood vir redding en hulp. Dis kerndeel van die evangelie. As gevolg van ons toestand van sonde, kan geen mens gered word deur hulle self nie. Geen mens kan gered word deur sy werke, of sy verdienste, of sy wetsonderhouding, of wat ook al ons as mens wil voorhou nie. Geen mens kan daardeur gered word nie. Soos Paulus self baie mooi getuig in Romeine 3, verse 19 tot 20, die gevolgtrekking van alles. Hierdie waarheid geld vir voorbekering, en hierdie waarheid geld vir nabekering. Die waarheid geld steeds, dieselfde waarheid, voor of na. Die beseffing van ons eie sondige toestand hou ons nederig, soos Paulus weer eens getuig in 2 Korintiërs 12 vers 7 wat ons gelees het, né? En waar hy sê, sodat hy homself nie verhef nie, sodat hy nie hoogmoedig sal raak nie, het hy 'n doring in die vlees, 'n engel van Satan waarmee hy vuisla. Sodat ek myself nie verhef nie, hoogmoedig raak, dink ek's beter as ander nie, en so meer. En in en deur dit alles besef ons nood vir Christus. As jy nie besef jou toestand nie, dan gaan jy nie besef jou nood vir Christus nie, dat ons het vir Christus nodig nie, dat ons het vir Christus nodig in die lewe hierna, vir redding, vir uitkoms, dat Christus is die sentrale kernbeginsel waar rondom die evangelie gaan. Christus, nie jyself nie, Christus. Dis eers wanneer jy jou eie toestand besef, wat jy besef, jy het vir Christus nodig, sy genade nodig. My genade is vir jou genoeg.
Daarom dat Paulus dit getuig, God se genade is genoeg, God se krag werk in swakheid in jouself, nederigheid in jouself, en 'n hoop in Christus. Beseffing van ons toestand lei ons na Christus vir redding, voor bekering. So, wanneer ons nog nie die Here geken het nie, en ons besef ons sondige toestand, dan lei dit ons na Christus toe. Dit lei ons tot die bekeringsproses. Maar nou weer eens die belangrike, na bekering, hou dit ons in Christus vir redding. So dis voor bekering belangrik om jou toestand te besef om by Christus uit te kom, maar wanneer jy in Christus is, besef jy steeds jou toestand, want dit hou jou afhanklik van Christus. Nie van jouself en jou eie werk en verdienste nie. Die beseffing van ons toestand is dus belangrik vir die verhouding met Christus Jesus, om in hom te wees en om in hom te bly. Ons het die konsep, ons het die agtergrond. Ek wil dit 'n bietjie begin toepas vir ons veral. Nou, hier is belangrik. Ons dink baie keer dat gelowiges of kerkmense perfek en volmaak moet wees. Iewers het daai leuen ingekom en baie mense staan daarop en probeer dit toepas. Ek self het dit al toegepas en probeer in my verlede net om agter te kom, dis 'n leuen. Dit werk nie. Baie keer dink ons gelowiges, kerkmense moet perfek en volkome wees, volmaak wees, maar dis nie waar nie. Gelowiges is steeds feilbaar, sondig, maak foute, soos die apostels, na bekering. Ons, na bekering. Geliefde, ek wil hê jy moet begin verstaan dat die kerk bestaan uit feilbare mense. Die kerk bestaan uit sondaars. Nietige mense, feilbare mense, wat hulle nood van Christus besef. Wat besef as gevolg van hulle toestand het hulle vir Christus nodig. Nie omdat hulle volmaak is, het hulle Christus nodig nie, maar omdat hulle onvolmaak is, het hulle vir Christus nodig. Hier is die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige. Die gelowige is bewus van hulle eie toestand van sonde en swakheid en nietigheid. En daarom besef hulle nood vir Christus, dat hulle vir Christus nodig het, in die lewe en vir die volgende. Die ongelowige wat hom anders maak, is hy besef in die eerste plek nie sy eie sondige toestand nie, hy dink hy's okay, die hoogmoed element is daar, en daardeur besef hy nie sy nood vir Christus nie. Dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige. Beseffing van toestand, beseffing van nood vir Christus teenoor, besef nie eie toestand nie, besef nie nood vir Christus nie. So geliefde, almal is sondaars, reg deur die bank, maar daar's 'n verskil tussen geredde sondaars en ongeredde sondaars. Kerkmense, geredde sondaars, ongelowiges, ongeredde sondaars. Maar dit beteken nie die een groep is nou ewe skielik sondeloos en die ander groep het nog sonde nie. Almal het sonde, reg deur die bank. Dis die belangrike ding wat ons moet begin besef. So die kerk self bestaan uit geredde sondaars, maar steeds sondaars. Steeds sondaars. En kom ons vat dit nou dieper en verder. As ons verstaan ons as kerkmense is geredde sondaars, die beseffing van ons eie toestand is nie net belangrik vir die verhouding met Jesus Christus nie, né? Ons het dit net nou gesê, uit daai beseffing kom die beseffing van nood, ek het Christus nodig, né? Dis nie net belangrik vir verhouding met Christus nie, dis ook belangrik vir ons verhouding met ander mense, veral gelowiges. Dis belangrik om die toestand van mens te besef. Nou, ek gaan so 'n paar praktiese voorbeelde gee, maar daar's so baie toepassings, geliefdes, hoor. My eerste toepassing, ons is geneig om mense op pedestole te plaas. Dit sluit in predikers,
persone in gesagsposisies, leiers, maar ook kerkmense in die algemeen. Die wêreld kyk mos na ons gelowiges en sê, julle moet perfek wees. Mense kyk na predikers of leiers, hulle moet perfek wees. Waar kom daai leuen vandaan? Want dis nie wat skrif sê nie. Dis nie wat die woord sê nie. So met ander woorde, wanneer ons iemand op 'n pedestal plaas, kom ons sê 'n prediker, en die prediker of die gesagspersoon maak 'n fout, sondig, val, struikel, wat ook al, dan skep het ewe skielik in die mense 'n groot teleurstelling. Hoe kan dit gebeur met hierdie persoon? Daardeur ontstaan daar 'n wantroue. Ek kan nie meer die pad saam met die persoon stap nie. Die paaie skei selfs op die einde van die dag. En dit eintlik alles as gevolg van 'n leuen. Dat ons dink, mense moet perfek wees. As ons egter begin besef dat almal, predikers, leiers, gesagspersone, kerkmense, almal, reg deur die bank, is net feilbare, sondige, nietige mense, dan maak dit die skok van teleurstelling minder. En dit maak die wantroue minder. Want dan sit jy 'n geval van, hoe kon so iemand dit gedoen het, he? Dan is dit 'n geval van, besef die toestand van mens, reg deur die bank, almal. Seker is nie hier en ander is hier nie, ons is hier. Seker is gebruik net hulle gawes, ander gebruik ander gawes, maar ons is hier. Ek het al baie in die verlede hieroor gepreek en baie al hieroor gepraat, geliefdes, nee, ons ken dit. Ek wil dit net weer eens bevestig. Is omdat ons nie die toestand van mens besef nie, dat ons so teleurgestel word deur ander mense, en op die einde van die dag niks met mense te doen wil hê nie, 'n totale wantroue ontwikkel en paaie skei. Omdat ons nie die waarheid besef van die toestand van mens nie. So baie keer, tweede toepassingspunt, so baie keer hoor ons iemand is uit die kerk of uit die gemeente, want iemand anders het dit of dat gedoen, of gesê, of gewat ook al, of gewat ook al, of gewat ook al, uit die kerk. Maar geliefde, dit gaan nie gebeur as ons besef die toestand van mens nie. Dit gaan nie gebeur as ons besef, maar die kerk bestaan uit sondaars, geredde sondaars, maar sondaars, feilbaar, nietige mense, almal is mens, almal val, almal struikel. Maar weer eens sit ons baie keer met hierdie gedagte, almal moet perfek wees. Dit is nie waar nie, dit is 'n leuen. Besef die toestand van mens. En dit gaan maak dat mense so vinnig kwaad raak vir ander mens en altyd weghardloop. Nog 'n toepassing, en hierdie een is vir my baie belangrik ene. Wanneer ons die toestand van mens besef, help dit ons ook om ander makliker te vergewe. Sit jy met bitterheid en haat en onvergewensgesindheid, vleeslik daai elemente, besef weer die toestand van mens. Almal maak foute. Om te besef dat almal kan foute maak en dat ons almal in dieselfde bootjie is, reg deur die bank. Dit help ons om ander se oortredinge te vergewe. Nou, het kom uit die besefing van die toestand van mens en natuurlik die genade en liefde wat Christus vir ons het. Daardeur ontwikkel ons 'n bereidheid om eerder ander te vergewe. Verdere toepassing, dit help ons om ander minder te veroordeel. Ek het so laasweek by JFFJ hierdie ding ook gaan hanteer weer eens, Matteus 7. Waar die Here sê, moenie oordeel nie. Want dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Moenie oordeel nie. Al die balk uit jou eie oog voor die splinter uit iemand anders, ons ken dit almal.
Ons ken dit almal. Geliefdes, ek wil dit weer bevestig vir ons. Hou op mekaar veroordeel. En ek het dit in my bediening, en dis wat ek getuig het teenoor die kinders ook, ek het dit in my bediening al keer op keer beleef. Die stories, en die beskindering, en beswaddering, en veroordeling wat mense op ander mense plaas, 'n jaar of 2 later, en ek jokkie vir jou nie, dan is het omgedraai. Dan het die oordeel gekom op hy selfde persoon, oor die selfde sake selfs. Hou op mekaar veroordeel. Dit kom terug. Wat jy saai, gaan jy maai. Hou op mekaar veroordeel. So wanneer ons die toestand van mens besef, gaan dit ons help om minder te veroordeel en eerder in liefde ander reg te wil help. Let wel, liefde, nie omdat ek beter is en hoër is en dink ek is great nie. Want dis mos wat aangaan. Party is beter as ander. Nee. Ons help mekaar in liefde reg, want ons besef dat ons is in dieselfde bootjie, selfde omstandighede, selfde toestand. Ons is mede sondaars op reis, wat mekaar help. Dit help ons om soos Christus eerder genade te betoon aan ander. Genade te betoon. Na dit te kyk met 'n sagter oog en met medelee en 'n hart van omgee. Dit alles uit die beseffing van die toestand van mens. So beseffing van die toestand van mens, en geliefdes, die toepassingsterrein is nog baie wyer. Ek kan u 3-4 ure besig hou met voorbeelde. Die feit van die saak is, deur die beseffing van ons toestand, help dit ons in ons verhouding met Christus, en dit help ons in ons verhouding met ander mense. En dit help ons veral in die verhouding met medegelowiges. Besef die toestand van mens. Laaste punt voor ons afsluit. Ek moet daarom ook net hierdie noem. Is die beseffing van die toestand en die feilbaarheid van mens dan nou 'n verskoning vir wangedrag teenoor ander? Jy weet, omdat ons nou sondig is, kan ons nou maar mors met mekaar. Omdat ons nou maar sondig is, kan ons nou maar beskinder en beswadder en leuns versprei en afbreek en aftrek en seermaak en veroordeel en al hierdie goeders, omdat ons is maar sondig. Geliefdes, hoe sê Paulus het stellig? Nee, is nie die verskoning nie, glad nie, geensins nie. Die skrif getuig dat ons ten spyte van ons toestand in Christus streef vir die goeie. So is nie 'n verskoning nie. Dis 'n waarheidsbeseffing, ja, maar is nie 'n verskoning nie. Ons streef steeds vir die goeie. Ons poog, ons streef, ons veg teen die sonde, want ons weet sonde het negatiewe gevolge. Ons bly streef. Ek vat weer Paulus in 2 Korintiërs 12 wat ons net toe gelees het. Soos Paulus om steeds vuis te slaan met die engel van Satan. Nie gaan lê nie, steeds vuis te slaan. Steeds te stry. So besef ons toestand, maar ons hou aan met die stryd daarteen. Soos Petrus ook getuig in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, word heilig. Wees heilig. Dit beteken nie Petrus sê, oké, wacht, jy gaan 'n toestand van heiligheid hier bereik wat jy in Christus, julle gaan op dieselfde vlak hier wees nie. Sien wat hy sê nie. Dis 'n aanmoediging. Dis 'n aansporing om te sê, word heilig, wees heilig, streef daarna, poog daarna. Jy gaan dit nie bereik hier nie. Maar poog, streef, hou aan, nie ophou nie. So geliefde, ek wil weer bevestig, ons gaan in die lewe nie perfek wees nie, maar ons poog en ons streef. En in die proses van heiliging, help ons mekaar in liefde in Christus en deur die Heilige Gees. Ons streef, ons poog,
maar met die beseffing van ons eie toestand, van onvolmaaktheid en daardeur afhanklikheid van Christus Jesus. Is dit nie die beeld van wat kerk moet wees nie? Ek sien hierdie beeld, hierdie handelinge beeld, as 'n mens kyk na hierdie konsepte en beginsels, dis hoe kerk is, dis hoe kerk moet wees. Onvolmaakte, onperfekte mense wat besef hulle het vir Christus nodig, geredde sondaars wat streef en poog, wat besef hulle toestand, maar in alles probeer om mekaar te help op die pad in liefde. Dis nie meer wat kerk is deesdae nie. Ons het die pot gemis iewers. Geliefde, ek sluit vir ons af. Net so 'n vinnige samevatting. Ek weet ek het baie beginsels deurgegee. Wat ek graag in die gees net vandag vir u wil oordra is, besef die toestand van mens. Besef dit. Moenie net, ek weet daarvan. Besef die toestand van mens in die algemeen en in die kerk. Jy gaan nêrens 'n perfekte, volmaakte kerk kry nie. Jy gaan nie. En nou sien dit ook gereeld. Mense soek vir dit, kom terug en sê, dit bestaan nie, want dit doen nie. Besef die toestand van mens in die algemeen en in die kerk. Die beseffing van ons toestand is belangrik vir 'n verhouding met Jesus Christus, en die beseffing van ons eie toestand is belangrik in die verhouding met ander gelowiges. Voor bekering was ons ongeredde sondaars. Na bekering is ons geredde sondaars. Ons is steeds sondaars. Voor en na. Die verskil is, ongered het in Christus verander na gered. Maar sondaars is ons steeds. Ons bly sondaars. Die beseffing van ons eie sondige toestand hou ons nederig en afhanklik van Christus vir redding en vir hulp. Beseffing van sonde lei tot beseffing van die nood vir Christus Jesus. Dis hoekom die skrif so baie teen hoogmoed praat in hierdie dinge. Moenie op hy eie ek staan nie, moenie, besop vir hom. Moenie. Christus. En hierby, die beseffing van die sondige toestand van mens, help ons ook in die verhouding met mekaar. Dit help ons om met 'n sagter oog na mekaar te kyk. En ja, dit is so, mens maak ander mense, ekskuus my Afrikaans, de hellen. Wees eerlik, de hoendersin, man. Maar kyk met 'n sagte oog. Besef die toestand van mens. Betoon eerder genade en medelee en vergifnis vir mekaar. Ons is in dieselfde omstandighede, geliefdes, besef dit. Almal van ons in dieselfde omstandighede. So dis nie 'n verskoning vir wangedrag nie, maar dit help ons om mekaar meer te hanteer in liefde, in verdraagsaamheid, in geduld en in al die vrugte van die Heilige Gees. Mag ons met 'n ander oog na mekaar begin kyk. Nie een bo die ander verhef en volmaak nie. Almal sondig, nietige mense wat Christus nodig het. Almal. Amen. Kom ons sluit die oë. Doen graag gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus, Here God Almagtige, daar so baie gesê en baie bevestiging, baie tekste, baie voorbeelde. Here, ek wil sommer net bid en vra, asseblief help ons om hierdie waarheid te besef, te ontdek en daarin te begin lewe. Help ons om die toestand van mens te besef, in die algemeen, in die kerk, voor bekering en selfs na bekering.
Here, ons sit baie keer met hierdie leuen van die vyand af, wat eintlik 'n tipe vorm van hoogmoed is, wat probeer vir ons sê dat ons kan perfek wees, ons kan volmaak wees, ons kan foutloos wees, ons kan onfeilbaar wees. Here, help ons om vanmôre te besef, dis 'n leuen. Dis nie van U af nie, dis van die vyand af. Dieselfde leuen aan die begin met die sondeval, dat jy sal wees soos God. Ons val nog steeds vir daai leuen, Here, daai hoogmoed, daai eie ek self, daai beginsel van volmaaktheid. Terwyl ons weet, daar's net een wat volmaak is, en dit is U. Here Jesus Christus, ek wil vra in afhanklikheid, help ons asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees om ons eie sondige toestand te besef en daardeur ons nood vir U te besef. Maar help ons om ook deur ons eie toestand en die toestand van mens en die toestand van mens in kerk, help ons dat ons daardeur ook besef hoe belangrik is ons verhouding met ander, Here. Dat ons na ander sal begin kyk met 'n sagter oog, met meer genade, met meer vergifnis, met meer verdraagsaamheid, met die vrugte van die Heilige Gees. Here, vergewe ons waar ons baie keer ander veroordeel en beskinder en beswadder en afbreek en sleg wil maak en seer wil maak en al hierdie dinge. Vergewe ons daarvoor, Here. Ons weet dat die toestand is nie 'n verskoning om onsself want te gedra teenoor mekaar nie. En vergewe ons waar ons oortree, Here. Maar help ons om eerder in liefde hierdie pad saam te stap en in liefde mekaar te help as sondaars. Nie as een heilig en een onheilig en een beter en een minder beter of wat ook al. Here, help ons dat daai ding afgeskit sal word, dat ons sal verstaan die toestand waarin ons almal is. Ons almal is in dieselfde boot en dat ons eerder medelee sal hê en mekaar sal help na U voete toe. Here, seën die gemeente Wilghof. Help ons, Here. Help ons dat ons sal besef die toestand, selfs van medebroers en susters hierso. En dat almal van ons wat hier is, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons juist besef ons is nie perfek nie. Ons is hier want ons soek vir U. Ons het U nodig. Help ons in die gemeente, Here, om te besef dat die toestand waarin elkeen van ons is, ons medebroers en susters is ook in daai toestand. Skenk vir ons liefde, Here. Lei ons so deur die Gees. Help ons asseblief. Ons het U nodig. In Jesus Christus se naam. Amen. Dankie, geliefdes. Almal wonder oor die waarheid, oor die eendag as ons pad doodloop. Is daar sin in hierdie lewe? Wat is liefde? En is daar nog hoop? Daar's 'n lig in hierdie donker. As jy wonder, sy hart is groot. As dinge soms te veel raak of te min raak en ons wil net vlug, sal hy hom oor ons ontferm, ons beskerm, waar ons ook al is. Selfs al is jy bang, sal hy jou vang, as jy voel jy val.